Ter. Ja, kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, dankie dat ons sommer net so lekker kan saam sing en in die teenwoordigheid kan kom. Dankie Here dat daar absoluut niemand soos U is nie. U is 'n wonderlike God, U is 'n fantastiese Vader. En dankie Here dat ons ook in hierdie oggend by U voete kan kom sit en U stem kan hoor. Bid vir die boodskap, Here. Ek bid Vader dat U my tong sal salf, dat dit wat U vir my gegee het, dat dit reg sal uitkom, en ek bid dan ook vir elke hart, Here, dat dit ontvanklik sal wees vir wat U met ons wil spreek. Daarom, Here, wil ons saam as 'n gemeente sê, spreek, Here, U diensknegte en U diensmaagde luister. Amen. Het julle al gehoor by 'n begrafnis dat iemand sê van daai persoon, hy ry nou lekker op die brandende highways van die hel? Of hy hang lekker saam met die duiwel in sy trawante uit, daar in die flaming pubs. Het julle dit al gehoor? Nee, nog nooit nie. En ek het al baie begrafnisse gedoen. En ek was al by baie begrafnisse. En ek het dit nog nooit in my lewe gehoor nie. Nee, by elke begrafnis hoor ons, "Sjoe, hy of sy ry nou lekker die golden highways of heaven." Of hy het nou uiteindelik rus. Of hy's nou in die Here se teenwoordigheid. Daar by sy oupa en ouma en wie ook al almal. Baie keer dan hoor ons hierdie goeters en dan dink ons as mens, praat hulle nou van dieselfde oues wat ek geken het? Nee? Want daai ou wat ek geken het, of daai vrou wat ek geken het nie naby die Here geleef nie. Inteendeel, daai persoon was nooit eers in die kerk nie. Nie 'n voet naby 'n kerk gesit nie, hulle loop soeke draaie om die kerk. Sodra jy begin praat van die Here, dan hardloop daai persoon weg. Daar's een boeta wat jare terug, sy vrou het eendag vir my gesê, hy het nou al my ritueel geken, want ek het vir hom gevra, gaan dit met jou, gaan dit met jou vrou, gaan dit met die kinders, gaan dit met jou skoonpa en jou skoonma, en die volgende het ek gevra, gaan dit met die verhouding met die Here. So voor ek daar kom, dat hy omgedraai, dan het hy gehardloop. Want hy wou nie oor die Here gepraat het met my nie. Baie manne, vrouens, vloek, skel soos hulle wil. Die manne slaan hulle vrouens, hulle loop rond. Elke wet wat die Here vir ons gegee het, word gebreek. Hulle maak mense seer. Geestelik, liggaamlik. Hulle steel geld. Hulle het nie liefde vir hulle medemens nie, hulle trap op hulle. En nou ry hulle die golden highways. Slaat my met 'n veer om. Ek verstaan dit nie. Maar almal wil eendag hemel toe gaan as hulle sterf. Elke mens nog wat ek gehoor het, wil hemel toe gaan eendag. Maar hier op aarde wil hulle niks weet nie. Hulle wil nie kerk toe gaan nie. Hulle wil nie hulle vleeslewens los. Hulle wil nie daai oorgawe aan die Here maak nie. Want die wêreldse dinge is vir hulle belangriker as die geesdinge. Weet jy wat? Nie almal gaan hemel toe nie. Miskien is dit 'n skok vir jou vanoggend, maar nie almal gaan hemel toe nie. Oom Angus sê altyd, good people don't go to heaven. Believers go to heaven. Gelowiges gaan hemel toe. Daar's voorskrifte vir ons as mens om eendag hemel toe te kan gaan. Ons lees in die woord van die Here dat die vereistes om hemel toe te gaan sluit in bekering. Die belangrikste is bekering, die doop, 'n lewe wat deur die Heilige Gees gelei word, 'n lewe wat ons help om te groei in die vrug van die Gees. Daai vrugte, julle ken die vrugte, liefde, vrede, goedheid, selfbeheersing, daai. En dan ook die vermyding van sondes. Ek en jy moet klaar kry op 'n stadium met ons sondes. Ons kan nie aanhou nie. Ons kan nie in die oggend opstaan en sê, Here, vergewe my vir alles wat ek vandag verkeerd gaan doen nie. Want dalk het ek net lekker aangejaag en ek sterf na dit.
Dis dieselfde soos om vir jou beursie te bid in die begin van die maand en te sê, Here, seën al die kos wat ons gaan eet, amen, dankie. Dit werk nie so nie. Daar's 'n pad van persoonlike groei, waar mense aktief God wil volg, waar ek en jy wil word soos Jesus is, wat ons sy voorbeeld, dis hoekom ons onsself disippels van God noem, want ons wil soos hy wees. So daar's 'n pad wat ek en jy moet stap om soos hy te word, en ons noem daai die pad van heiligmaking. Gaan ek en jy eendag perfek wees? Nee, ons gaan nie, maar ons moet strewe na dit toe. Dit moet ons doelwit weet, as jy nie wil strewe daarna om soos Jesus te wees nie, as jy wil klaar kry met jou sonde nie, is jou verhouding met die Here dalk nie opreg nie. Want ek en jy moet wil word soos Jesus. So in kort, om hemel toe te gaan, is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Ja, daar's in die oomblik, soos daai ou in die kruis, wat gered is en die Here sê vir hom, vandag is jy saam met my. Maar as ek en jy tot bekering kom en ons het 'n lewe om te loop, moet ons die pad stap, want Hebreërs 12 sê, sonder heiligmaking sal julle my nie sien nie. Ons moet strewe om soos God te word, want weer eens kom ek terug daarna toe, as jy nie soos Jesus wil word nie, is daar fout met jou bekering. Jy kan nie sê, ek het die Here aangeneem, maar ek gaan aan soos het ek aangaan nie. Daar moet 'n omdraai wees, daar moet 'n verandering in jou lewe wees, as jy tot ware bekering gekom het. Soos 'n lewenslange proses van transformasie, ons verander deur geloof en deur die krag van die Gees van die Here, en ons lewens word lewens wat God vereer. So, daar is voorwaardes daaraan om hemel toe te gaan. Laasweek het ek so vinnig genoem, dat elke belofte van God het 'n voorwaarde. Onthou julle, ons het gepraat oor gebed, ons het gepraat van, vra wat julle wil, as julle in my wil vra, sal julle dit kry. Daar's 'n voorwaarde, die Here gaan dit vir ons gee, maar die voorwaarde is, die gebed moet wees in die wil van die Here. So, daar's voorwaardes daaraan om hemel toe te gaan, daar's ook voorwaardes daaraan om die blessings, om die seëninge van die Here te ontvang. Meeste van ons, bid voor ons ry. Ons staan met ons bounies, lekker daar in die parking areas, almal staan daar op die pavement, ons bid, ons vra Here beskerm en seën vir ons op die pad, en ons sê amen, en almal spring op die bounies, en ons jaag so vinnig daar weg, dat ons met respek gesê het vir Jesus vergeet op die sypaadjie. Ons jaag onder ons blessings uit, ons vra vir dit, maar ons jaag onder dit uit. Ons doen dit nie net wanneer ons so baie kry nie, ons doen dit ook in ons elke dag se lewens. Ongelukkig is daar sekere voorwaardes daaraan verbonde om die Here se seën te kry en om dit te hou. En ek gaan vinnig daaroor gesels. Om die Here se seën te ontvang, moet jy jou hart oopmaak. Jy moet geloof hê in sy teenwoordigheid, jy moet geloof hê in sy beloftes, en jy moet gereed wees om dit wat jy voorgevra het te ontvang met dankbaarheid, met gehoorsaamheid, 'n lewe van geregtigheid, vrede, liefde, en om 'n seën te wees vir ander mense. In kort, die belangrikste ding is, as jy die seën van die Here wil hê, moet jy 'n kind van God wees. Jy moet 'n kind van die Here wees om sy seën te ontvang. Ek kan nie nadat iemand gesterf het nie. Kom ons sê iemand daar by ons in die kompleks, een van die oomies gaan dood. En dan check ek, okay nee, GLS is die prokureurs, en stap ek aan en sê ek, ek wil erf. Oom Pietie is dood, ek wil erf. Want ek het daarom so 2 of 3 keer by sy huis verbygeloop. Dink julle gaan erf? Nee, daai prokureur gaan vir my lag. Hy gaan my sy kantoor uitjaag. Hy gaan vir my sê, nee, jy hoort nie hier nie, jy hoort daar tussen ander mense wat jassies dra. Want om te erf, moet ek en jy in die testament wees. Ek en jy moet in een of ander verhouding met daai oorledene gewees het, om te kan sê, Skippy, kry my BMW K1600 GTL. Hy sal dit like.
As jy nie in die testament is nie, gaan jy nie erf nie. So as jy nie op 'n stadium jou lewe met opregtheid vir God gegee het nie, kan jy nie iets van hom verwag nie. Kan jy nie iets van hom verwag nie. Wanneer jy die Here Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem het, mag jy seëninge van hom verwag. Maar, daar is altyd 'n maar. Maar jy moet, eerstens, jy moet jou hart oopmaak vir God se seën. Jy moet glo dat dit moontlik is en jy moet gereed wees om dit te ontvang. Alhoewel God 'n genadige God is, is daar sekere dinge wat hy verwag. Dinge wat in sy wil moet wees, wat lei tot geestelike seëninge. Jy moet vertrou dat God goed is en dat hy by jou is. Soos Psalm 34 vers 8 en 9, wat sê die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en hy red hulle. Vers 9, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Een van die vertalings sê, kom en proe dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil, by die Here. Spreuke 10 vers 22 sê vir ons, dat net die Here se seën ryk maak. Nie net harde werk nie. Harde werk het die Here se seën ook nodig om ryk te maak. Derdens, moet jy dankbaar wees vir God se onverdiende genade en sy seëninge in jou lewe. As jy vir iemand ietsie gee en ietsie help en daar's geen dankbaarheid nie, gaan jy dit weer doen? Jy gaan nie. Daar moet 'n mate van dankbaarheid betrokke wees in dieselfde met die Here. En dan moet daar so 'n bietjie meer effort van jou kant af wees. Jy moet bereid wees om vir geregtigheid te werk. Jy moet bereid wees om onreg te beveg. Jy kan nie net jou oë wegdraai wanneer dinge verkeerd gaan en sê ek sien dit nie, ek gaan nie interfereer nie, dit het niks met my uit te waai nie. Ongeregtigheid het met almal van ons te doen. Ons moet opstaan en sê dit wat jy doen is verkeerd. Stop dit. Kry klaar. Ons kan nie net ons oog wegdraai nie. Ons moet ander mense dien. En daai dinge bring seën in ons lewens in. En dan is daar so 'n ander enetjie waarmee ons baie van ons 'n bietjie sukkel. Opregte woorde. Gebruik jou woorde om ander te seën, soos 'n gebed. Want God se seën is kragtig. Wanneer laas het jy iemand gebless? Wanneer laas het jy 'n seën oor iemand gespreek? Ons is so maklik om negatief te wees, om afbreekend te wees. Ek en jy moet gereed wees om 'n seën vir ander te wees deur ons woorde en ons dade en om die pyn van ander te verander in blydskap. God se seën is vir een doel, sodat ons deur ons getuienis en liefde 'n seën vir ander mense kan wees, soos dit Abraham se verbond in Genesis 12 betaal het. Ons word gebless om ander te bless. Of dit is deur iets wat in jou sak is en of dit is deur jou woorde. Dis wat die Here verwag. Die seën van Christus in Efesiërs 1 vers 3 beklemtoon dat ons met alle geestelike seëninge in Christus geseën is, wat die grondslag vorm. In kort, dit gaan oor 'n verhouding. Verhouding met God, en dit gaan oor ons houding. Dit gaan oor 'n hart wat oop is vir God, wat hom vertrou, wat dankbaar is, en wat uitreik om ander lief te hê en te dien. Dan sal ek en jy die seën van die Here ervaar, maar as jy die blessings wil hê net vir jouself, gaan jy niks kry nie. Dit gaan daaroor om vir ander te bless. Die Here se seën is 'n geskenk van genade en vertroue, nie op grond van wat ons doen nie, maar dit word geaktiveer deur geloof, deur gehoorsaamheid en om self 'n seën vir ander te wees. Dit sluit sekere beginsels in, soos die nakoming van die Here se wil en om vrede te soek. Die Here se seën is goddelike genade wat nie net vir ons eie voordeel is nie, maar ook vir elkeen van sy kinders 'n roeping is. Dis 'n roeping op jou lewe. As jy sê jy's 'n kind van die Here, is dit 'n roeping vir jou om 'n blessing te wees vir ander mense. Ek en jy is geroep om as 'n voorbeeld te lewe van die Here. En ons doen dit wanneer ons deur geloof, gehoorsaamheid, 'n omgee hart, 'n seën vir die wêreld is. Is jy 'n seën vir die Here? Is jy 'n blessing vir die Here? Of wil jy net hê? Vandag is 'n reminder vir elkeen van ons, dis die blessing diens. Ons kan nie net hier sit en sê, Here seën my nie. Die Here verwag van elkeen van ons om 'n seën te wees vir ander mense. Amen. Amen.
Die musikante kom so lank vorentoe terwyl ek afsluit, ons tyd hardloop uit. As mense wat wil ry asseblief. Ek wil vra dat julle sal staan, dan gaan ek 'n seën oor julle bid en dan gaan ons 'n seën sing oor julle en dan kan julle uitbeweeg en dan kan ons die bounies bless en die ouens wat haastig is, skree eerste, hier's ek, bless my vir die ouens wat wil Ubuntu toe gaan asseblief. Right, kom ons staan almal. Numeri 6 vers 24 en 26. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. Amen.